Here Jesus, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees, dat ons mekaar weer kan sien na 'n week, dat ons gemeenskap met mekaar en ook ons gemeenskap met U kan vier. Dankie dat ons voor U kan kom en kan diep neerbuig oor hoe wonderlik U vir ons elkeen is. Dankie dat ons vandag ook in besonder kan fokus op al die vroue in ons midde en die vroue in ons land. En Here, dankie dat ons ook vandag aan hulle aan U kan opdra. Here, ons bid dat U vandag ook deur die Gees met ons elkeen op 'n kragtige manier sal praat, dat ons gedagtes sal gefokus bly op dit wat U vir ons wil leer, dat ons harte ontvanklik sal wees daarvoor en dat ons ook vandag U op 'n nuwe manier sal leer ken. Openbaar ook Uself in die woorde van die skrif ook aan ons vandag en in ons samesyn. Here, dankie vir hierdie absolute voorreg wat ons het om vandag hier te kan wees. Amen. Goeiemôre aan almal hierso en baie welkom by hierdie spesiale erediens. Dit is vandag Nasionale Vrouedag. So aan al die vrouens vanoggend hierso, baie welkom en dankie dat julle hierso is. Ons waardeer julle ongelooflik baie en vir alles wat julle al deur die eeue vir ons gedoen het. Julle is net fantasties en wonderlik. So dit is my voorreg om ook vandag dan nou hierdie dienste kan lei op Nasionale Vrouedag en 'n bietjie te fokus op vroue in die Bybel. Vir die van julle wat by ons inskakel ook deur YouTube en al die ander links, baie welkom aan julle ook. Dit is vir ons lekker om ook julle deel te maak van hierdie erediens op hierdie manier ook. Soos ek genoem het, is vandag Nasionale Vrouedag in Suid-Afrika. 'n Dag waar ons vir 'n oomblik stil staan by die moed wat 20,000 vroue gehad het in 1956, soos hulle opgedaag het by die Unie gebou om te betoog teen die paswette. En dit is, as jy nie geweet het waaroor Nasionale Vrouedag in Suid-Afrika gaan nie, dit is die historiese konteks daarvan. Maar as ons nou vat bietjie na vandag toe, alhoewel dit vir ons die betekenis is van Nasionale Vrouedag, fokus ons vandag ook op ander redes waarom hierdie dag gevier behoort te word. Ons kyk na die geweld teen vroue, na uitbuiting van die vrou, na die marginalisering van die rol van die vrou in die wêreld en in die werksplek, na die ontkenning van vroulike leierskap, diskriminasie weens geslag en natuurlik vroue regte. So daarom is vandag vir ons 'n baie belangrike dag om ook vir 'n oomblik stil te staan by die vroue in ons midde en ook aan al die dinge wat kan gebeur, wat kan skeefloop ook in die wêreld van 'n vrou. Ons weet dat daar baie uitdagings is in vandag se tyd. En ons gaan vandag dit hier by Woegespreid ook vier. En ons gaan vandag dit by Woegespreid vier deur erkenning te gee aan die besonderse rol wat God deur vroue verrig, die besonderse werk wat God deur vroue verrig in die Bybel. Vroue in die Bybel is nie net byspelers nie. Hulle is hoofkarakters. Mense deur wie God diep teologiese kennis deel. Vroue neem leierskap in die Bybel en hulle het ook profetiese reg in die Bybel. Hulle tree ook as profete op in die Bybel. Die opvallende kenmerk vir my hiervan is dat dit gebeur binne die natuurlike rol van die vrou. Terwyl sy 'n ma of 'n dogter of 'n ouma is, terwyl sy 'n vrou is of 'n koningin is, wat duidelik wys dat in teenstelling met die beweging van feminisme hoef 'n vrou nie haar natuurlike posisie prys te gee om 'n impak te maak nie. Maar dat God juis binne 'n vrou se besonderse konteks 'n diep impak in hierdie wêreld maak en sy werk doen. Hoe wonderlik is dit nie om dit te hoor nie. Jy hoef nie te verander wie jy is om te gebruikbaar te wees in hierdie wêreld en bruikbaar te wees in God se hande nie. Kom ons dink vir 'n oomblik aan 'n paar vroue in die Bybel. Ons dink aan Maria, Deborah, Rut, koningin Vasti, koningin Esther, Miriam, Rahab, Hulda, Anna, Priscilla en Maria Magdalena. Net om 'n paar te noem van die vroue wat 'n besonderse rol in die Bybel verrig het. Vandag gaan ons spesifiek kyk na Hanna, die loflied van Hanna of Hanna se loflied, en ons gaan gesels oor hoe God Hanna kragtig gebruik om aan ons diep teologiese kennis oor te dra en dit te kommunikeer en ook hoe sy profeteer, nê. Nou voordat ek verder gaan, want ek weet nou self, toe ek nou op varsity was, nê, dan sal mense praat oor teologie
en teologiese denke en teologiese kennis en al die dinge. So ek wil net graag daai woord aan julle net verduidelik, want ek gaan dit nogal baie gebruik vandag, omdat dit so relevant is. Teologie is letterlik die samestelling van twee woorde, theos en logos. Theos wat God beteken in Grieks, logos wat die studie van of die leer van of woord direk vertaal beteken. So wanneer ons dit so 'n bietjie saamvat, as ons praat oor die teologie of teologiese denke, gaan dit oor om te dink en besin oor God, oor wie God is, hoe God werk, wat God se wese is. So as ek sê, Hanna deel aan ons diep teologiese waarhede, deel sy aan ons diep dinge waaroor God staan, waarvoor God staan, wie God is, wat sy wese is. Nou in steede daarvan om elke keer nou daai groot lang sin te sê, praat ons nou maar net van teologie, 'n manier van glo, 'n manier van God verstaan. So ek hoop dit help om dit uit te klaar, want ek was so 2 jaar op varsity, toe weet ek nou wat teologie beteken spesifiek. Goed. Om nou Hanna te verstaan, moet ons 'n bietjie konteks hê. So die van julle wat nie weet nie, ons is besig met 'n reeks in 1 Samuel, van 1 Samuel 1 tot 1 Samuel 15, en dis 'n reeks wat ons bietjie voorberei vir 'n ongelooflike film wat ons gaan kyk. David, wat 'n musical is, en dit gaan sommer vir ons so lekker wees om dit te sien met die kennis wat ons het, nê. So ons praat bietjie oor Samuel, en waar Samuel vandaan kom, wie Samuel se ma was, en hoe Samuel ook geword het, wie hy is. Ek moet nou gesien of ja sê. So natuurlik, voordat ons nou kan gesels oor Hanna se loflied, moet ons eers praat van waarvan kom sy vandaan. Wat het gebeur met Hanna, dat sy op 'n plek gekom het, waar sy hierdie loflied vir die Here gesing het, of gesê het, of gebid het. Hanna was kinderloos gewees. Sy wou vreeslik graag 'n kind gehad het. En behalwe vir die feit dat sy kinderloos was, was sy nog gespot oor die feit dat sy kinderloos ook was. Sy was verneder gewees dat sy nie hierdie kind kon hê nie. En in haar vernedering het sy gegaan, en in haar diep teneergedruktheid het sy gegaan, en sy het gebid tot die Here, en sy het daar in die tabernakel daar in Silo gaan bid, en sy het gesê, ag Here, asseblief, help my, gee vir my 'n kind, Here, asseblief, seën my met 'n kind. En sy het so intens gebid, maar net haar lippe het gebewe, en sy was in so 'n posisie gewees, dat sy so intens gebid het, nê, dat die hoofpriester Eli gedink het sy's dronk. En hy was sê, hoorie, so, jy moet eintlik nou 'n bietjie gaan word eers nigter, dan kom jy terug, en sy sê, Eli, ek is nie dronk nie. Ek is net 'n vrou wat diep bedroef is. Deel van haar gebed was dat as God vir haar 'n babatjie sou gee, sy hierdie kind sou wy aan hom. Sy sou hom teruggee aan die Here. En toe gebeur dit ook so, nê. Sy gaan terug huis toe, sy word swanger met 'n kind. Sy noem hom Samuel. En Samuel, nadat hy gespeen is, het sy teruggegaan na die tempel toe, en daar het sy by Eli gaan sit, en sy het ook die babatjie teruggegee aan die Here, soos sy beloof het, nê. Wat ons 'n hele preek oor kan skryf, oor daai gebeurtenis. Maar dit het toe plaasgevind. God het haar geseën met hierdie babatjie, God het vir haar krag gegee, God het vir haar aan haar genade bewys, en sy het gegaan daar na die tabernakel toe in Silo, en daar het sy toe nou ook met die Here gepraat. So, dit is die konteks waarin 1 Samuel 2 dan afspeel. Kom ons lees dan die gedeelte saam. En Hanna het gebid, ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit, ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Julle moenie in hoogmoed bly praat nie. Moenie aanmagtige dinge sê nie, want die Here is 'n God van diep kennis. Dade word deur hom getoets. Die boog van die magtiges is verbreek. Die wat gestruikel het nuwe krag gekry. Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verhuur. Wie honger was, het oorgenoeg om te eet. Die onvrugbare bring 7 in die wêreld. Die een met baie kinders kry en kwyn weg. Die Here maak dood en hy maak lewend. Hy laat
afdwaal na die doderyk toe en hulle daaruit opkom. Die Here maak arm en hy maak ryk. Hy verneder, ook gee hy aansien. Hy laat die geringes uit die stof opstaan, hy hef die armes op van die ashoop af, om hulle by die vername mense te laat sit. Hy skenk hulle 'n ereplek. Aan die Here behoort die pilare van die aarde. Hy het die aarde daarop gegrondves. Hy beskerm sy troue dienaar op hulle pad. Maar die goddelose word stilgemaak in die duisternis van die graf. 'n Mens oorwin nie deur sy eie krag nie. Die wat teen die Here in opstand kom, word vernietig. Van bo uit die hemel verbrysel hy hulle. Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde. Hy verleen krag aan sy koning. Hy gee sterkte aan sy gesalfde. Nou dit is natuurlik die loflied van Hanna. Soos julle kon hoor, was hierdie 'n vrou gewees wat sy diepste hartsbegeerte en gebed verhoor is. Maar in plaas daarvan dat sy nou gaan al haar aandag fokus op die kindjie wat gebore is, of die seun wat gebore is, of die babietjie in haar arms, fokus sy haar aandag op God, die een wat haar gebede verhoor het. En so word Hanna se gebed 'n teologiese ouverture vir die boeke van Samuel, en stel die temas van God se soewereiniteit en omkering in menslike omstandighede bekend aan ons. So sy skep eintlik vir ons na die bloudruk van die hele Samuel 1 en 2, deur hierdie ding wat met haar gebeur het en haar loflied. Daar is beweging in Hanna se gebed, en ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. Dit begin by die individu, by die self. En toe begin dit, toe gaan dit bietjie na haar konteks toe, wat met haar gebeur het, en die wat haar verneder het, en sovoorts. En toe gaan dit oor in 'n profetiese aksie aan die einde. Die aangrypende kenmerk hier vir my, is dat Hanna se konteks, dit wat met haar gebeur het, hierdie, kom ons sê nou, slegste, moeilikste ding wat sy in haar lewe deur is, haar kinderloosheid, haar vernedering daaroor, die soeke, die geloof in die Here, die gebed wat sy gegee het, haar beroering in die binneste, haar prewel voor God, haar gebedsverhoring, en al hierdie dinge, het ook dan nou gemaak, dat sy God, en dat dit wat God vir haar gedoen het, op 'n unieke manier kon interpreteer in haar lewe, en het so kon deurgee. Sy sou nooit die teologiese diepte gehad het, of die diepte in haar hart gehad het, om dit wat die Here vir haar gedoen het, so te kon interpreteer, soos sy het, as sy nie gegaan het deur wat sy gegaan het in die eerste plek nie. So het God met haar konteks gewerk, om ook vir haar te gee, die diepte te gee wat sy nodig het, om ook God so intens te kon beleef. En ons kan dit lees in haar loflied, en ons kan ook daardeur geïnspireer word. Ons kan God ook op 'n nuwe manier verstaan en interpreteer, deur dit wat met Hanna gebeur het, en hoe sy dit interpreteer het. Nou, jy kan Hanna se loflied in 3 dele opdeel, en ek gaan by elkeen van hierdie 3 dele vir ons stil staan, en ietsie daaroor sê, en jou 'n geleentheid gee om vir 'n oomblik daaroor te reflekteer. Die eerste deel is natuurlik die vreugde van Hanna en die heiligheid van God wat ons lees in vers 1 en 2. Soos ek vir julle gesê het, Hanna se fokus is nie op haar babietjie of haar kind nie, nee. Hanna se fokus is op die Here wat vir haar hierdie moontlik gemaak het, op God wat haar gebed verhoor het. En sy verwys na God toe as 'n rots, wat iets sê van God se unieke karakter en sy standvastigheid. Soms is ek en jy ook natuurlik waar Hanna miskien was, nee, in haar lewe. Om te sê, ek bid en ek bid en ek bid en ek wonder by myself, hoor God my gebed? Slaan God ag op dit wat in my lewe aangaan? Of praat ek met die plafon of met die mure of met myself? Hoor God my diepste hartsbegeertes, my roering? Sien God my raak in my groot verknorsing? Hanna se loflied sê vir my en jou, dat dit wel so is, dat God ons raak sien wanneer ons tot hom bid, wanneer God hoor ons gebede wanneer ons bid. Maar dit sê vir ons ook dat God heilig is en almagtig is, en dat hy kies hoe en wanneer en waar
om ons gebed te verhoor. God hoor al ons gebede, maar in sy heiligheid en almag lê die keuse by hom oor hoe hy die gebed sal verhoor, wat die beste gaan laat afspeel in sy raadsplan en in ons lewe. Ek het so 'n week terug, was ek al by Helderkruin vir 'n CSV opening, en ek praat met die kinders, en ek sê vir hulle, ek vertel hulle die storie van hoe God 'n gebed kan verhoor, of hom later verhoor, of hom glad nie verhoor nie, afhangend van hoe God kies om dit te doen. En ek vertel dit aan die hand van 'n storie in my lewe, hoe ek God gebid het en gesmeek het vir iets, en toe ek die volgende oggend wakker word, toe is dit nog steeds nie verhoor nie, en toe dink ek by myself, ag, God het my seker nie gehoor nie, en 'n jaar of 2 later, toe word my gebed waar, en toe besef ek, maar God het dit waar gemaak op die tyd, wat dit nodig was. En ek dink elkeen van ons kan so 'n storie vertel, en jubel en juig oor God in sy almag. God wil natuurlik eers met Hanna 'n pad stap. Ek is seker van Hanna het baie kere voor die Here gebuig, baie kere tot die Here gebid, baie keer in hierdie posisie gewees waarin sy was, wat ons nou aangeteken sien in die boek Samuel. Maar die een is aangeteken vir ons om raak te sien en raak te lees. Maar God het haar gebede verhoor op die regte tyd, want sy moes eers die diepte in haar lewe ontwikkel. Haar konteks moes eers ontwikkel, sodat sy werklik God se dade in haar lewe kon interpreteer soos sy het. Sonder daai konteks sou sy dit nie so interpreteer het nie. Ons leer uit hierdie verse en die breë konteks van Hanna se loflied dat God ons gebede hoor, maar in sy almag kies hoe om dit te verhoor en wanneer. God ons binne ons natuurlike konteks ontmoet en daaruit gebruik. Ons hoef nie te verander wie ons is of wat ons is om deur God gebruik te word of om 'n rol in die samelewing te speel nie. En dat God die ware rots is op wie ons moet staatmaak. Dat hy die enigste onwankelbare plek is van waaraf ons lewe behoort te bou. Ek wil julle uitnooi om vir 'n oomblik stil te staan. En ek wil julle vra om net vir 'n oomblik na te dink oor wat beteken dit wat jy nou net gehoor het in jou lewe vir jou. Wat beteken dit vir jou dat God jou bede hoor en dat hy in sy almag ingryp en jou gebed verhoor soos wat hy dink die heel beste is? Ek wil jy moet 'n bietjie dink in jou lewe, miskien dalk in 'n gebed wat verhoor is op 'n later stadium as wat jy wou gehad het dit moet wees. En hoe dit die konteks verander het van die verhoor van daai gebed. En dalk vir 'n oomblik dink oor wat is jou gebed tans? En hoe kan jy op die Here staat maak om dit ook te verhoor op die regte en bestemde tyd? Ek gee julle net so 'n oomblikie, kom ons raak net stil, en jy sommer daar waar jy is, kan net vir 'n oomblik stil sit en dink oor dit wat jy nou net gehoor het. As ons so 'n bietjie aanbeweeg, ek gaan nou ook vir julle kans gee om bietjie te reflekteer, so as jy nou nog iets gepause het daar, dis kan nou terugkeer daarna toe. Dan is daar die tweede deel, die soewereine omkering. Toe ek die woorde gelees het van vers 3 tot vers 8, kon ek nie anders as om te dink aan Jesus nie. As ons praat van 'n soewereine omkering van die samelewing, 'n ander manier van leef, 'n ander manier van dink, 'n ander manier van doen, daar was soveel teenstellings gewees wat ons gelees het in vers 3 tot vers 8, en wat 'n sosiale omkering laat plaasvind het, dat ons anders kyk na die lewe as wat ons behoort, of wat ons gewoonlik daarna kyk. Kon ek nie anders as om aan Jesus te dink nie. Jesus, die koning van die konings, gebore in 'n stal tussen diere. Jesus wat gekom het om by die marginaliseerdes en na die uitgestotenes te gaan stil staan. Jesus wat erkenning gegee het aan vroue in daardie tyd, wat vrouens eintlik gesien was as 'n besitting wat jy in jou lewe gehad het, en eintlik ook hulle gebruik het, hoe hulle hom gevolg het. Jesus wat in sy leer die mense wat niemand ooit mee eintlik wou gepraat het nie,
gaan mee praat het en hulle juis gebruik het as boodskappers, dat 'n Samaritaan 'n held maak in 'n storie. Dat hy gegaan het na die siekes toe buite die stadspoort, wat eintlik uitgestoot is omdat hulle melaats het, en hy hulle gaan aanraak het. 'n Totaal en al omkering van hoe die samelewing op daai stadium noodwendig gewerk het. En deur Jesus se woorde, sy aksies, sy lewe en sy gelykenisse het Jesus die wêreld so ingrypend omgekeer en verander, dat ons vandag nog leef in die nalatenskap van Jesus en dat ons dit behoort voor te sit. Hierdie woorde van Hanna is soos 'n klinkklare voorbeeld van dit wat Jesus vir ons kom doen het en wat ons kom hoor het. Alles het daaroor gegaan vir Jesus en ook in hierdie verse dat die wêreld moet 'n nuwe fokus kry. Weg van jouself af wat jy natuurlik op alles kan fokus, na God toe waar alles behoort te gaan. Vir Hanna was 'n sosiale omkering nie net 'n teologiese idee nie. Dit was nie net iets wat sy oor nagedink het nie. Dit is vir haar geleefde kennis. Want God het haar lewe ingrypend verander in 'n oorwegende patriargale omgewing. Nou as jy dink, wat beteken patriargaal? Dis 'n wêreld wat gefokus is op die man. Alles behoort aan die man. Die vrou behoort selfs aan die man. Jy weet, daar's ons klomp sulke snaakse goeie wat daar was wat 'n vrou gemarginaliseer het in daai wette in. En as jy nou nog kinderloos was in daai omstandighede, was dit nog erger geweest vir jou. En wat doen Jesus? Wat doen God? God kom en hy verander haar omstandighede in hierdie wêreld. God kom en openbaar hom en hy skenk ook aan Hanna 'n baie spesiale geskenk. En dit is 'n profetiese aksie. En ons gaan nou vir 'n oomblik stil staan by die profetiese aksie. Hy gee vir Hanna 'n profetiese kyk op hierdie wêreld in die middel van Eli, terwyl sy daar by Eli sit, terwyl sy hierdie woorde sê, sit sy by Eli, die hoëpriester. Maar sien, Eli se huis gaan dit nie meer goed nie, want sy 2 seuns is besig om ongelowig op te tree. So op 'n manier kan God nie by Eli uitkom nie, en sê die teks letterlik, God se stem was min gehoor in daardie tyd, nê. En dan wie openbaar God homself en sy toekoms, en wat gaan gebeur? Aan Hanna, 'n vrou, wat in opsig self 'n sosiale omkering was, want God openbaar homself en wie hy is, en natuurlik die profesie wat daar is, aan 'n vrou. Soos ek gesê het, 'n vrou wat op daardie stadium van die tyd en wêreld nie soveel aansien geniet het soos 'n man nie. So hierdie vers 3 tot 8 kan ons lees as iemand se reaksie tot die samelewing wat eintlik haar verneder het omdat sy die kind kan kry nie. Maar dis meer as dit. Dis baie, baie dieper as dit. Dis 'n uitwys dat God die wêreld kan omkeer en in sy krag kan verander. En dat God jou wêreld kan omkeer en verander daar waar jy is en dit nodig het. So as ons daar gesels, kan ons 'n klomp dinge uit leer. Dat jy nooit iemand het marginaliseer vir wie hulle is nie, want God gebruik almal op verskillende en op besonderse wyse. Dat jy nie geregtig is op sekere dinge net oor bloot wie jy is nie. Dat God aan die werk is ten spyte van uitdagende sosiale omstandighede, ongeregthede en magsmisbruik. Dat God groter is as aardse omstandighede, dat hy wel ingryp en dat hy magtig is daarin en dat ons op hom moet vertrou. So al hierdie dinge leer ons nou uit hierdie loflied van Hanna uit. As jy vir 'n oomblik bietjie daar kan nadink, wat hoor jy in die besonderse konteks van die uitdagings wat ons vandag in Suid-Afrika beleef? Sosiale ongeregthede, sosiale dinge wat verkeerd loop. Wat sou omgekeer het dit in jou kop nou getrigger? Om te sê, wat is die dinge wat in Suid-Afrika moet verander? Wat is die dinge wat in my lewe moet verander? Watter dinge wat sleg is in ons land, is besig om 'n impak te hê op my? En hoe kan ek dit ook vir die Here neersit? Hoe kan ek na die Here toe draai en ook vir hom vra om in sy almag en in sy grootheid en sy krag ook in te gryp, soos wat hy dit gedoen het ook in Hanna se lewe? Kom ons gee vir mekaar 'n oomblik kans om net daaraan te dink.
Die derde gedeelte is dan in vers 9 en 10. Beskerming, oordeel en die Messias. Die derde deel gaan daaroor, dat wanneer jy in God se lig leef, wanneer jy op God se pad loop, kan jy sy seën op jou lewe verwag en ook raak sien. Maar wanneer jy uit sy wil uitbeweeg, wanneer jy uit sy lig uitbeweeg, wanneer jy op die verkeerde paaie is, kan jy mos nie God se seën op jou lewe verwag nie. En sal jy waarskynlik ook God se oordeel op jou lewe vind. En ons sien dit ook later, hoe dit gebeur het vir Hofni en Pinjas en vir Eli, ook in die res van Samuel, hoe hulle ook gekies het. Ek sê vir die kinders, jy kan tog nie al jou paaie weg van God af vat en dink jy gaan nader aan God beweeg nie. Jy kan tog nie elke keuse wat jy maak teen God kies en dink God gaan vir jou wees nie. En dit is nie dat God sy seën noodwendig onttrek het uit jou lewe uit nie. Dis nie dat die paaie van jou lewe jou so ver weggevat het van God se pad af, dat dit amper onmoontlik is vir hom om jou te seën op daai pad. Hoe ontmoet God jou op 'n pad wat God self nie loop nie? En partykeer, hoe verder jy afdwaal van die regte pad af, hoe moeiliker is dit om ook terug te kom op die regte pad. Hoe meer dinge moet jy in jou lewe weer regkry. Vertel vir die kinders, as jy baie ver verdwaal op die verkeerde pad, kort jy 'n panga om jou terug te bring op die regte pad. Want jy moet gaan bush bashing doen. Jy kan nie net terugloop op die pad wat jy gekom het nie, want ongelukkig kan ons die verlede nie verander nie. Jy moet partykeer 'n pad oopkap om by die regte plek uit te kom. Nie die teks sê dit vir ons. Hy sê vir ons dat as in die eerste gedeelte, vers 9 en die eerste gedeelte van vers 10, as jy kies om weg van God af te leef, as jy kies om te doen teen God, om op te tree teen God, kan jy nie God se seën op jou lewe verwag nie, en kan God se oordeel jou net ook inwag in jou lewe. En daarom is dit so belangrik dat jy sal seker maak dat jy loop op die regte paaie wat die Here ook vir jou wys om te loop, sodat jy in sy seën en in sy lig kan loop. Nou in 'n Ou Testamentiese konteks kan jy baie maklik hierdie ook saam met die verbond lees, wat jy ook behoort te doen, maar in 'n Nuwe Testamentiese konteks sê ons vir mekaar, jy kan nie God se seën uitleef. Jy kan nie sê ek volg Jesus Christus en jou lewe wys dit nie. Jy kan nie sê Jesus is my koning, maar jy doen alles wat jou koning nie wil hê jy moet doen nie. Want dan kan jou koning jou nie seën nie. Dis nie dat God sy seën onttrek nie. Dis dat jy nie kans het vir daai seën om plaas te vind nie, want jy is so weg van sy pad af. En hierdie gedeelte sê vir ons, bly op die pad van die Here. Volg hom. Hy is die een wat ook vir jou wys wat jy behoort te loop. Maar hier aan die einde van vers 10 gebeur daar iets ongelooflik. En dit is die Here spreek reg tot die eindes van die aarde. Hy verleen krag aan sy koning en hy gee sterkte aan sy gesalfde. Nou hoekom is hierdie so significant? Hanna sê hier, hy verleen krag aan sy koning. In 'n tyd voor die monargie van Israel plaasgevind het, voordat daar 'n koning was, sê Hanna se ma in haar loflied, hy verleen krag aan sy koning. Wat 'n direkte profetiese aksie was, want haar seun sou die eerste koning salf tot koning, koning Saul. Interessant, hè? God gebruik hierdie vrou wat uit hierdie diep hartseer kom en in haar gebedsverhoring gee hy aan haar 'n profetiese aksie om te praat oor die koning wat nog gaan kom en wat met daai koning gaan gebeur. God gee sterkte aan sy koning. Hy verleer krag aan sy koning, nê. Nee. En dan net as jy dink dis soos hy weet nie maak advertensies nie, but wait, there's more, nê. Nee. Dis nou waar ons nou is, nê. Nee. Daar's nog 'n ding. Vrouens, julle moet nou mooi luister, want hierdie is iets wat julle nie weet nie. Hy gee sterkte aan sy gesalfde. In Hebreë staan daar Keren, Meshisho. Meshisho kom van die stam af Meshiach, wat ons kan hoor sê Messias. So, en Keren is die horing van, dit is 'n teken van krag en eer en oorwinning. Ons het dit vertaal met sterke hier, maar dit is 'n groter konsep. Dit is oorwinning en eer. Hy gee oorwinning, eer,
krag, sterke aan sy Messias, aan sy Messias. Die heel eerste persoon wat verwys na die Messias wat kom, wat verwys na Jesus, is 'n vrou in die Ou Testament. En die een wat die Messias baar, is 'n vrou in die Nuwe Testament, Maria. Vrouens, ek hoop julle voel baie besonder. Julle is nie net byspelers in die storie van die lewe nie. Julle is hoofkarakters. God gebruik julle op kragtige maniere om sy wil te openbaar en sy wil te doen. Hoop dit het julle gevul met iets wonderlik in julle harte, om te weet, maar dit is nou vir jou ook bevestig, dat en ook natuurlik weer is 'n vrou wat aan hierdie profetiese funksie gegee is, hierdie profetiese rol kon vertolk, in die middel van 'n patriargale wêreld, by die hoofpriester Eli. Ek nooi jou uit om vir 'n oomblik te dink, vir laaste keer ook, hoe lyk die paaie van jou lewe? Is jou paaie besig om te lewe in die lig van die Here? Loop jy die pad van God? Kan hy jou keuse seën? Gee jy hom die geleentheid in jou lewe om op die plekke te wees en die dinge te doen dat hy jou kan seën? En verder, dink jy God gebruik jou ook in sekere omstandighede om sy wil bekend te maak? Waar is jy besig om God se wil uit te leef, omdat jy in God se lig beweeg? Ek gee julle 'n oomblik om ook daaroor na te dink. Soos ek sê, ons gaan nog tyd gee, as jy ietsie bietjie gepaak het, jy gaan nou ook kans kry om 'n bietjie hard te dink. Maar, wat ons ook vir mekaar verder moet sê, en hierso is dit nog so 'n bietjie ook meer diepte in die skrif, en om dinge bymekaar te sit, wat ek hoop vir julle iets besonders beteken vir oggend. Dit voel vir my belangrik om die volgende ook te sê. Hanna se loflied staan nie as 'n alleenstuk. Daar is 3 verbande wat ons kan trek van Hanna se loflied. Wel, die eerste verband is natuurlik, haar loflied was 'n baie profetiese aksie en het sekere dinge van God gekommunikeer. Dawid se loflied in 2 Samuel 22 haak direk aan by Hanna se loflied in die begin van Samuel, en hy kyk eintlik terug op dit wat Hanna gesê het en kyk hoe dit alles tot vervulling gekom het en ook uitgeleef is. So, die hele gebeure van Samuel 1 en 2 speel af tussen die 2 lofliedere wat na mekaar toe kyk. Hierdie loflied sê dinge oor God en profeteer, hierdie ene kyk terug daarop en sê dit het ook toe so gebeur, tot 'n groot mate, dit het alles ook waar geword en dit is hoe God aan die werk was. Maar meer as dit, jy kan gaan na Maria se loflied toe in Lukas 1, ook genoem Maria se Magnificat. En daar is direkte skriftuurlike ooreenkomste met die loflied van Hanna. Ek gaan dit vir 'n oomblik vir julle sê, want dis belangrik vir ons om dit raak te sien. Hanna se gebeure was nie net geïsoleer, is nie net die woorde van 'n ma wat ongelooflik gelukkig is dat sy 'n kind gekry het en God eer gee nie. Dit is 'n profetiese aksie wat tot 'n vervulling gekom het 2000 jaar later, en die vrou by wie dit tot vervulling gekom het, haal Hanna aan in haar loflied tot God. Dink julle dit is per toeval? Dink julle dit maar net gebeur? Ek dink hierdie koneksies wys vir ons hoe God aan die werk is, in die agtergrond, besig is in ons almal se lewens om te werk, en besig is in die wêreld om te werk. Maak nie saak wie ons is nie, God is besig met ons. Hy werk deur ons. So ek gaan 'n tabel op die skerm sit. Ek weet nie van wie van julle se oë is goed om dit te lees nie, maar ek gaan sommer net vir julle dit lees. Okay, so Hanna is die eerste kolom, Dawid is die tweede kolom en Maria is die derde kolom.
Hanna se loflied, Dawid se loflied, Maria se loflied. Die eerste een is God se wese en rotsmetafoor. In Hanna staan daar is geen rots soos God nie. By Dawid lees ons, wie is 'n rots behalwe ons God? Maria sê, heilig is sy naam, my gees jubel oor God. Die volgende ene is die goddelike keerpunt. Die boog van die helde breek, sê Hanna, hongeres word versadig, onvrugbare baar. Dawid sê, God red die verdrukte volk, maar verneder die trotse oë. En Maria sê, magtiges word van trone gestoot, geringes word verhef en hongeres vervul. Die waarskuwing teen menslike hoogmoed is die derde tema. Moenie baie praat wat trots is nie. God weeg die dade, sê Hanna. Dawid sê, u oë is teen die hoogmoediges om hulle te verneder. En Maria sê, hy het die wat trots is in die gedagtes van hul hart uitmekaar gejaag. Dan gaan ons 'n bietjie aangaan, net nog so 2 temas. Daar staan, sorg vir die kwesbare en die arme. Hanna sê, hy het die geringe uit die stof, hy hef die geringe uit die stof op, laat die arme uit die vuilshoop opstaan. Dawid sê, u red die verdrukte volk. Maria sê, hy het omgesien na die geringe stand van sy diensmaagd. En die laaste enetjie is die koms van die gesalfde, die Messias. Hy gee die krag aan sy koning en verhef die horing van sy gesalfde. Hy bewys goeie tierenheid aan sy gesalfde, aan Dawid en sy nageslag, sê Dawid. En dan Maria, hy het sy knegg Israel te hulp gekom, soos hy aan ons vaders beloof het. Dit is my duidelik dat Hanna 'n instrument in God se hand was. As ek nou sê, hierdie was dalk nou 'n tabel gewees, jy weet, ek het nou nie hierso dinge aan die brand gesteek of of laat hom plof, soos wat ek gewoonlik doen my kinderdienste nie. Maar ek hoop dat bloot die kennis dat God dinge aan mekaar geweef het, jou asem net so kon wegslaan, soos wat 'n oulike eksperiment of iets sou gedoen het. Dat dit nie net bloot 'n tabel is nie, maar dat dit basies 2000 jaar se geskiedenis is wat op 'n onlosmaakbare manier in mekaar verweef is, te midde van 'n volk se ballingskap, te midde van oorloë, te midde van al die dinge en uitdagings wat Israel beleef het, het Hanna se woorde op die einde van dag in Maria se loflied ook verskyn, en is daar 'n verband tussen die twee, en het God ook dit laat gebeur, en het alles ook so waar geword, soos ook in die koningshuis, soos wat Dawid ook daarop gereflekteer het. Ek hoop dit het jou asem weggestaan. Ek hoop nie dit was net vir jou woorde in 'n tabel nie, maar 'n kykie in dit wat God gedoen het. Van dit het my asem weggestaan. Toe ek lees van hierdie verbande, dis ek soos ongelooflik hoe dinge aan mekaar geweef is. Ongelooflik hoe ons God is. Maar Hanna was nie net Samuel se ma nie. Ons kan so maklik hierdie rolle reduseer na dit toe. Nou, Hanna was Samuel se ma en ons beweeg aan. Ons lees haar loflied en ons gaan na die volgende gebeure toe. Maar gaan staan stil by wat God deur hierdie vrou gedoen het. Sy het 'n besonderse rol vertolk in die geskiedenis en diep kennis van God in ons geopenbaar. Mag ons nooit, enige persoon, nooit, ooit nie, man of vrou, oud of jonk, wie ook al dit is, maak nie saak wie dit is wat vir ons kom nie, mag ons nooit so 'n persoon te gering ag dat God hulle as instrument kan gebruik in hierdie wêreld nie. Maar aan almal 'n geleentheid gaan om gehoor en beskerm te word. Jy moet daarom nooit jouself as te gering ag of te klein of onbelangrik dat God jou nie kan of sal gebruik wat hy gaan. Moet nooit moedeloos raak binne die omstandighede nie, maar behou jou geloof. God is in die agtergrond hard besig om jou vir jou volgende roeping voor te berei. Mag jy ook iets van dit beleef het in Hanna se storie van haar lewe. Ek het so 'n bietjie gespeel met die preek, en ek het gegaan en ek het gevra vir KI, wat kunsmatige intelligensie is in Afrikaans, in Engels is dit AI. So ek het vir KI gevra oor hoe sou 'n hedendaagse Hanna se loflied klink. Kan KI asseblief vir my lirieke skryf? En of die lirieke in 'n liedjie vorm skryf en 'n struktuur gee. En KI het dit vir my gedoen. En toe het ek gegaan en ek het daai lirieke en struktuur gevat en in 'n ander KI program ingesit.
En ek het gesê, wel as jy nou hierdie lirieke vat en hierdie musiekstruktuur vat, hoe sou Hanna se loflied klink as ons hom nou vandag in 'n NG Kerk sou sing met begeleiding? Toe gee hy vir my 'n liedjie. So julle wil seker graag hoor hoe klink hierdie liedjie. So ek gaan vir julle speel en in die waar hierdie liedjie speel, julle sal hoor, dis nou KU nê. So partykeer sal jy hoor of hy sê van die woorde verkeerd, en hulle is nog nie heeltemal okay om Afrikaans te praat op AI nie, en ek's gemaklik daarmee, want dit voel vir my, jy weet die dag is AI goed Afrikaans kan praat, dit is moeilikheid. Jy weet, dit voel vir my dan dis wanneer Terminator gebeur, jy weet. So jy sal hoor hy sê 'n paar goedjies interessant en maar ek dink dit is iets besonders om daarna te luister. Ek gaan dit vir julle speel. Terwyl ons dit speel, jy het nou op 3 plekke stil gestaan. Miskien is daar iets wat jy 'n bietjie gepause het wat jy 'n bietjie na terug toe wil gaan. Dis dalk 'n goeie idee. Dan sit jy 'n bietjie by daai oomblik terwyl jy na die liedjie luister en daarna sit ek ons af met 'n gebed. So ons aan daarso agter. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook vandag saam met Hanna 'n loflied kan sing tot U. Dankie dat ons stemme kan verhef en dat ons in gebed neer kan daal. Dankie dat ons U kan besing vir U grootheid en ingrype in ons lewe, maar dat ons ook ons diepste hartsbegeertes voor U kan neersit. Dankie dat geen een van ons te gering is dat U ons sal gebruik nie, maar dat U kragtig deur elkeen van ons sal en wil werk. Here, dankie dat ons vandag ook U kan erken as die koning van die konings en die Here van die Here, en ook vra dat U ook in ons lewens U self aan ons openbaar op 'n kragtige manier, soos U ook aan Hanna dit gedoen het. Help ons om daar waar ons kom, in die lig te beweeg en 'n verskil te maak. En Here, dankie dat ons ook vandag vir mekaar kan sê, dankie vir die rol wat U ook deur die eeue ook deur al die vroue in ons midde verrig het. Ons bid Here vir die vroue in ons wêreld, die wat nog ook ervaar hoe hulle gemarginaliseer word, uitgestoot word, verdruk word, onderdruk word, vir die wat gebukkend gaan onder geweld. Here, ons bid dat U asseblief ook vir elkeen van hulle sal help, dat U hulle gebede sal verhoor en uitkomste in hulle lewe sal gee, en ook die samelewing om hulle sal omkeer, dat hulle erkenning sal kry en beskerming sal geniet en ook opgerig sal word vir die rol wat hulle ook in die koninkryk vertolk. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen.